Weet jy wat is vir my vandag belangrik? Is dat mense sal leer om verantwoordelikheid te vat. Ons sien in 'n samelewing waarin ons is, en as jy kyk na Suid-Afrika en die toestand, en jy kyk na die wêreld, dan sien jy dat mense is nie bereid om verantwoordelikheid te vat. Die oomblik wanneer jy iemand se probleem en sy fout uitlig, dan maak die mens altyd verskonings. Dis ongelukkig hoe dit is. In steede daarvan om verantwoordelikheid te vat. Dit is iets wat vir my baie belangrik is. En ek het al geleer in my lewe dat wanneer ek fout gemaak het, dan moet ek verantwoordelikheid vat daarvoor. Wanneer ek iets verkeerd gedoen het en ek het droog gemaak, dan moet ek verantwoordelikheid vat daarvoor. Ek het al geleer van vroegs af in my lewe en ek het geweet dat as ek nou iets doen en ek kom in die moeilikheid en hier is 'n situasie wat opduik, dan moet ek verantwoordelikheid vat. Want ek kon nie teruggaan na my ouers toe nie. Ek kon nie op die mens steun nie. Ek kon nie in die oë kyk van enigiemand anders toe nie. Die oomblik wanneer ek gefouteer het, dan moes ek die verantwoordelikheid vat. Hoekom is dit vandag so moeilik vir mense om te kan verantwoordelikheid vat? Om te kan sê, maar hoor hierso, ek is jammer. Ek het verkeerd gedoen. Kom ek maak dit reg. Dis vandag verskriklik moeilik. Kyk net na die regering. Kyk na Suid-Afrika. Die oomblik wanneer daar 'n probleem opgelig word, dan word ander geblameer of iets anders te word geblameer in steede daarvan dat hulle verantwoordelikheid vat om te sê, weet jy wat, sorry, ons het droog gemaak. Ons erken. Dis as gevolg van ons dat hierdie plek is soos wat hy is, dat die toestand is soos wat hy is, maar wat gebeur? Daar word iemand anderste en iets anderste word geblameer. En ongelukkig beïnvloed dit die samelewing. Ek ry in die verkeer en weet jy wat gebeur? Nou maak iemand droog in die verkeer. En daai persoon ry voor my in, veroorsaak amper 'n ongeluk, en dan gaan daai persoon af op my, gil op my, skree op my, in steede daarvan om verantwoordelikheid te vat, om te sê, weet jy wat, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen. Maar dis die mentaliteit, en dis die samelewing waarin ons is, en ongelukkig het dit ook oorgespoel in gelowiges se lewens. Want mense kan net nie meer verantwoordelikheid vat. Hulle kan net nie meer verantwoordelikheid vat nie. Ek kyk na jong mense ook. Jong mense kan net nie verantwoordelikheid vat nie. Want dis altyd my ouers, of dis die skool, of dis daai onderwyser, of dis hierdie ene, of dis daai baas by die werk, en ag nee, dit is nou nie vir my nie, so ek gaan eerder nie terug gaan soontoe nie. Weet jy wat, toe ek jonk was, I had to suck it up. Ek moes omstandighede deurgaan, en weet jy wat, ek het my vingers, het ek krom gewerk, en al was dit nie waarvoor ek bestem was nie, en wat ek graag wou gedoen het nie, maar ek moes kos op die tafel sit. En ek het gedoen wat ek moet doen, en ek het my verantwoordelikheid nagekom, maar dit is so maklik vandag, dat die kinders val net weer terug, ag nee wat, mamma en pappa sal vir my sorg. Mamma en pappa sal hierdie probleem uitsorteer, en ek blameer baie keer, in terme van jong mense blameer ek die ouers. Blameer die ouers. En dis baie belangrik dat ons as ouers wat verantwoordelikheid vat om dit aan jou kinders oor te dra en om hulle te leer om verantwoordelikheid te vat. Want ek leer uit Dawid uit. En Dawid skryf in Psalm 51. Hy skryf in vers 3 en vers 4. Hy sê, my sonde lê elke dag voor my. En nou sê in vers 4, hy sê, teen U, Yahweh, het ek gesondig. En is so amazing dat Dawid erken waar sy probleem is. Want die oomblik toe Nathan, die profeet, na hom toe kom, en Nathan vertel hom hierdie storie, en hy sê, hoor hierso, hier is hierdie probleem. Hier is hierdie persoon in Israel, in die koninkryk, en hierdie persoon doen die volgende, en Dawid raak kwaad. Hy sê, ja, bring hierdie ou moet uitgesort word. En Nathan sê vir hom, maar jy is daai persoon. En weet jy wat doen Dawid? Dawid onmiddellik vat verantwoordelikheid. Hy vat verantwoordelikheid vir dit wat hy gedoen het, en hy sak op sy knieë, en hy pen neer Psalm 51. En hy roep uit na die lewende God, en hy sê, Vader, vergewe my na die grootheid van U genade, die grootheid van U barmhartigheid. En ontsondig my met hyssop, kom was my heeltemal van my sonde, en Dawid skryf dit, en hy besef, maar ek het my sonde altyd voor my,
en teen Jahwe het ek gesondig. Maar wat doen ons as mens? Ons as mens sien nie wat ons doen nie. Ons vat nie verantwoordelikheid nie en ons wil ander blameer. Ons wil ander blameer. En in die oomblik wanneer daar dinge uitgewys word in 'n persoon se lewe, dan wat gebeur? Dan word iemand anders te geblameer. Hoorie so, jy is besig met 'n buiteegtelike verhouding. O nee, maar dis my vrou. My vrou, dis as gevolg van hoe my vrou optree dat ek hardloop na ander vrouens toe. Wag so 'n bietjie. Vat verantwoordelikheid. Vat verantwoordelikheid. En ek kan nie verstaan dat mense nog steeds iemand anders te wil blameer, in steede om te sê, weet jy wat, ek ervaar en ek sien, maar hier lê die probleem. Want jy sien, is makliker om vinger te wys, as om te sê, ek is jammer, ek het droog gemaak. Is makliker. So as jy 'n persoon is wat verantwoordelikheid vat, moet jy dit inskerp in ander mense se lewens. Jy moet dit inskerp in jou kinders se lewe. Daar moet eintlik 'n volgende generasie opkom wat daardie begeerte het in hulle binneste om verantwoordelikheid te vat, want dis hoekom Dawid 'n man was na God se hart. Hy was 'n man na God se hart. Weet jy hoekom? Want Dawid het verantwoordelikheid gevat. Hy het nie ander geblameer nie. Hy het nie Betseba geblameer en gesê, maar hoorie so, sy het op die dak, of sy het daar buite gestaan en gebad, sy het naak voor my rondgeloop. Hy kon dit baie maklik gesê. Maar hy vat verantwoordelikheid en hy sê, hier lê die probleem. Nie daar nie, hier lê die probleem. En die dag wanneer ek en jy as ware gelowiges so 'n bietjie hier kan inkyk, in steede daarvan om vinger te wys buitekant, dan gaan die probleem opgelos word in ons eie lewe. Die dag wanneer die samelewing en mense wat in hierdie wêreld lewe so 'n bietjie ophou om vinger te wys na ander toe en begin inkyk na hulle self, dan gaan die oplossing kom. Die oomblik wanneer die regering begin ophou vinger wys buitekant toe en begin kyk binnekant toe om te sê, weet jy wat, waar lê die probleem? Hier lê die probleem. Kom ons sorteer die probleem uit. Jammer, ek is jammer. Ek het droog gemaak. Ek het fout gemaak. Vergewe my. Dis wat ons moet doen as ware gelowiges. Dis wat Vader van ons verwag. Hoekom kan ons dit nie doen nie? Dit maak my hart seer om te sien dat mense is net nie bereid om hulle verantwoordelikheid op te neem nie. Want die oomblik wanneer jy jou verantwoordelikheid opneem, weet jy wat gebeur? Dan kom daar 'n deurbraak in jou lewe. Dan kom die verlossingswerk van Vader in jou lewe. Dan kom daar oorwinning. As jy kan begin verantwoordelikheid vat om te sê, weet jy wat, ek het droog gemaak. Kom ek maak dit reg. Wat moet ek doen om dit reg te maak? Wat moet ek doen om hierdie verhouding te herstel? Wat moet ek doen om hierdie situasie op te los? Ek gaan alles in my vermoë doen. Al vat dit my 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, maar ek gaan hierdie fout regmaak en ek gaan verantwoordelikheid vat oor my doen en late sodat daar 'n verandering kan plaasvind. Want op die einde van die dag moet daar 'n verandering plaasvind in ons lewe. Want as dit nie plaasvind in ons lewe nie, dan bly ons net soos wat ons is en ons bly ander blameer en ons kom nie by die wortel van die probleem en kry oorwinning nie. So ek wil hierdie met jou deel vandag, op hierdie Dinsdagmôre, wil ek hierdie met jou deel vandag, dat jy kan besef, dat eerstens jy as mens, en ek praat nou direk met jou, en ek verwys na myself ook, want ek moet verantwoordelikheid vat. So moet jy ook verantwoordelikheid vat. So moet ander mense ook begin om verantwoordelikheid te vat. En as ons dit kan doen, dan gaan ons 'n persoon wees na God se hart, net soos wat Dawid. Want die oomblik toe Dawid besef, maar hy is hierdie persoon, toe sê Dawid, vergewe my, na die grootheid van u barmhartigheid, kom ontsondig my met hyssop, en as dit gebeur, kom daar oorwinning in jou lewe. Halleluja! Nou ja, mag jy vandag net besef, dat Vader verwag iets van jou, en dit is, dat jy jou verantwoordelikheid sal nakom, en nader sal stap in sy teenwoordigheid, om te besef, maar die probleem lê nie buite nie, die probleem lê binne. En as jy die probleem binne oplos, dan kom daar oorwinning. Halleluja! Nou mense, baie dankie dat jy ingeskakel was op hierdie pragtige Vrydagoggend. Mag jy geseënd wees, geniet jou dag, tot volgende keer, Shalom.